Ons het nou gesels oor die bruid, oor die nuwe Jerusalem. Ek wil dit net graag weer lees, dan weet ons nou mooi wat Openbaring sê. Wat het God vir Johannes gewys op die eiland van Patmos? Hier lees ek nou uit Openbaring 21 vers 9. En een van die 7 engele, wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. Hoor mooi, hy gaan hom die bruid toon, die vrou van die lam. Ons weet dat Johannes die Doper het gesê, daar is die lam van God, so dis van Jesus Christus. En hy het my in die gees weggevoer, op 'n groot en 'n hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. En dit het 'n groot en 'n hoë muur, met 12 poorte gehad. Nou ons gaan vandag net so 'n bietjie kyk na die poorte, wat beteken dit? En by die poorte 12 engele, onthou julle, engele by toe hulle gejaag is, kan ek maar sê, uit Eden uit, het God engele gesit by die ingang aan die ooste kant van die paradys van Eden. En dan het ons gesien, het God vir Moses gesê, jy moet op die voorhangsel van die allerheiligste, moet jy gerubs op inweef. En dan sien ons nou hier, dit is wat nog gaan kom, dit is die nuwe Jerusalem, dis die bruid, so gaan sy lyk, sy gaan 12 poorte hê, en daar, voor daardie poorte, is daar ook engele. Hier sê hy dit, 12 poorte gehad, en by die 12 poorte engele. En name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Nou, gaan ek na vers 21 toe, en dit lees so. En die 12 poorte was 12 parels. Baie belangrik. Elke ene van die poorte was uit 1 parel. En die straat van die stad was suiwer goud, soos deur skynende glas. Nou, dink nou net 'n bietjie mooi hierdie nuwe Jerusalem, wat nou 'n tipe is van die bruid. So as ons nou hier lees, is dit net soos met die tabernakel. As ons na die tabernakel kyk, dan sien ons Jesus Christus. En dan leer dit vir ons dat ons moet soos hy wees. Hy het vir ons 'n voorbeeld, hy het mens geword. Hy het vir ons gekom wys, dis moontlik om so te lewe. So ons moet ook 'n offeraltaar en 'n waskom, en die res van die meubels moet ons ook in ons ingebou hê. Nou hier gee hy nou vir ons 'n tipe van die bruid, hy noem dit die nuwe Jerusalem, en dis deur die Bybel, Ou Testament, Nuwe Testament, wat dit bevestig, dat die bruid is die nuwe Jerusalem. Goed, nou, wil ek graag vir julle net wys, die parels. Hoekom sê ek, dat hierdie poorte is die gelykenisse wat in die Bybel is? Daar is 12 poorte, maar daar is meer gelykenisse in die woord van die Here, maar hulle is opgedeel in 12 kategorieë. Later dan sal ons 'n bietjie meer noukeurig kyk daarna, en dan gaan ek vir julle wys, wat is die 12 kategorieë. Maar die poorte is baie belangrik vir die bruid. So vir jou en vir my, as ons bruid wil wees, moet ons geestelike poorte in ons ingebou hê, geestelik. Nou ons gaan nou kyk wat dit is. Ek lees vir julle Matteus 13 vers 44. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in 'n saailand. Hoor mooi, luister na die woorde. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is. So hierdie skatte is verborge. Wat 'n man kry en wegsteek,
En uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. Nou ek wil net hier noem, dit is net soos die jong ryk man. Jy weet toe hy na die Here gekom het, gesê het, meester, wat moet ek doen om ewige lewe te hê? En hy val op sy knieë neer voor Jesus. Nou, as ons daarna kyk, dan weet ons dat daardie jong man het geglo in Jesus. Hy het moontlik geglo dat dit die Messias is, want waarom sou hy op sy knieë val, hardloop na hom toe, goeie meester? Jesus sê, moet my nie goeie meester noem nie. Maar in elk geval, val op sy knieë, wat moet ek doen om ewige lewe te hê? Die Here sê, onderhou hierdie gebooie. En Jesus noem 'n paar gebooie op. Hy sê, Here, meester, ek doen dit vandat ek 'n kind is. Met ander woorde, hierdie ou het die pad geloop. En hy sê toe vir die Here, Here, wat kom ek nog kort? Luister mooi wat hy sê, wat die woord sê. Hierdie man het geglo in Jesus. Hy het hom goeie meester. Hy het selfs op sy knieë voor hom neergeval. Hy vra hom, wat moet ek doen om die ewige lewe? So hy het die gebooie onderhou vandat hy 'n kind was. Maar hoor wat vra hy vir Jesus? Wat kom ek nog kort? So, jy kan nou vir jouself afvra, wat is dit wat hy nog kort gekom het? As hy dan nou die gebooie gehou het en hy was 'n goeie mens en hy erken Jesus, wat het hy nog kort gekom? Nou sê Jesus vir hom iets. Hy sê, gaan en verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes. Dit beteken glad nie dat jy nou jou kar en jou plaas en jou huis en goed moet verkoop nie. Dit beteken nie dit nie. Ons moet dit vergeestelik. Wat het jy en ek? Wat het ons, wat ons in 'n werklik is? Jy weet, as die Here kom en hy kom vat jou weg, gaan jy alleen. Net jy gaan. Niks van jou besittings vat jy saam nie. So, hierdie goed wat ek en jy het, ons karre, ons besigheid, elke ding wat jy het, is geleen vir jou, is gegee vir jou, om dit te gebruik. Dis 'n blessing, wat die Here vir ons het. So daarom moet ons elke dag bly wees vir die voorreg wat ek en jy het, om te kan eet, as ons kan eet, laat ons gesond is, wat ons kan doen, moet ons bly wees daaroor. Maar wat het jy? Wat moet jy verkoop? Jy moet jou verkeerde attitude verkoop. Jy moet jou, dit wat nie daar moet wees nie. Die sondige neels moet ek verkoop. Die sondige neels, want die woord sê, hy noem het 2 keer, ons is duur gekoop deur die bloed van die lam. Ons is duur gekoop. Nou, wat het Jesus gedoen? Hy het ons gekoop. Waarmee het hy betaal? Met sy bloed het hy betaal. So, ons behoort nou aan Jesus. So, wat het jy ontvang vir daardie sondige mens? Die sonde wat Jesus weggevat het. Hy het daai gekoop. Wat het jy ontvang? Jy die bloed van Jesus. Nou sê hy, en gaan, gee dit vir die armes. Wat moet jy vir die armes gee? Die bloed van Jesus. Ja, geestelik. Jy moet vir hulle vertel. Jy moet die evangelie gaan vir mense vertel. Jy moet getuig, die Here het my gered van my sonde. En jy gee vir hulle die bloed. Daardie geld, eenheid kan 'n mens nou maar sê, wat jy ontvang het, wat hy jou mee gekoop het, gaan jy en jy gee dit vir die mense daar buite. Hy sê, en dan sê hy 'n belangrike ding. Hy sê, dan kom jy hier. Neem op die kruis en volg my. Onthou nou, kyk van die begin af, hy het die Here geken, onder die gebooie gehou, na Jesus toe gehardloop, sê Here, wat moet ek doen? Die Here sê vir hom, maar ek doen daai gebooie, en wat kom ek nog kort? Nou, dit kort te maak, Jesus sê, gaan verkoop alles wat jy het, met ander woorde, gee dit vir die armes, vir die mense wat nog nie gered is nie, en kom dan hier, neem op die kruis, en volg my. Dit is 'n gekruisigde weg.
om net gered te wees, om net Jesus Christus te gebely het, om net gedoop te wees, om net hande opgelê te gewees het, om net tot daar is fundament. Daar's geen gebou wat daarop is nog nie. Daar moet nou opgebou word. So, daar het jy nog nie 'n kruis gehad om te dra nie. Nou is ons baie duidelik, miskien eendag vir julle baie duidelik wys, waar is jy, waar geestelik nou, wanneer jy daar is, want die Here sê, moenie bly by die begin aangaande die prediking van Jesus Christus, en om die fondamente lê van bekering uit dooie werke, hande oplegging, leer van die doop, opstanding uit die dode, en dit is by die waskom, as jy uit die dood uit opgestaan het, wanneer jy begrawe is saam met Jesus Christus, dit is waar wedergeboorte plaasvind, opstanding uit die dode uit. Sien, daar's vele goed wat ons nou kan oor praat hier, maar kom ons gaan terug na die poorte toe. Dat ek sien, wat het ek nog hierso? 'n Vader is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman, verder, ekskuus, ek lees verkeerd, is 'n gelykenis wat hy nou weer gee. Hy sê, verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman wat mooi parels soek. Onthou jy? Die poorte is parels. Elke poort is 'n parel. Hy sê elke ene van die poorte was uit een parel. So elke poort is parel. Nou hier sê hy nou in die gelykenis, verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman wat 'n mooi parel of mooi parels soek. Ons, as jy wil bruid wees, moet ons die parels soek, om dit in ons gewaad, kan ek maar sê, bruilofskleed in te bou. Ons moet dit hê. Ons moet weet waaroor gaan dit. En dan is dit baie belangrik dat ek en jy die gelykenisse moet lees en verstaan, sodat ons daarvolgens kan leef. Kom ons kyk wat het ek verder hier geskryf. En die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? Okay. Wat hier gebeur het is, in Matteus 13, praat die Here van die saaier. Die saaier saai die saad. En julle ken dit, van die saad val op die pad, die voëls van die hemel kom en pik het op, ander val tussen die rotse, ander tussen die onkruid. Maar ander saad val op goeie grond. Onthou nou, dis alles goeie grond, en van die saad val daarop. Maar, daardie saad lewer vrug op die goeie grond, 100voudig, 60voudig en 30voudig. Almal lewer nie dieselfde vrug nie. Jy gaan miskien soveel voudig vrug lewer, maar 'n ander ou, ek gaan miskien net 30voudig vrug lewer. Maar die saad is die woord van God, dit staan hier geskryf. Nou hoor wat sê hy vir die disippels. Die disippels kom na hom toe en sê, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? Onthou nou, daar was 'n skare van mense wat agter Jesus aangeloop het, want hulle wil net die wonderwerke gesien het, hulle wil net die visies en die brood gesien het. Hulle was nie regtig, het hulle belang gestel in die verborgenhede van hierdie Messias wat by hulle was nie. En die disippels kom en hulle sê, waarom, Vader, laat ek dit weer lees, en die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle, met ander woorde hierdie klomp mense, deur gelykenisse? Toe antwoord hy en sê vir hulle, Jesus antwoord en hy sê vir hulle, omdat dit aan julle, wie is julle? Die 12 disippels, gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Ons moet mooi luister wat hy sê. Hy sê die verborgenhede. Nou wat is die verborgenhede? Verborgenhede is daai parels wat verborge is. Dis daai skat wat verborge is, want 'n parel is 'n skat. En hy herhaal dit 2 keer. Dit is verborgenhede. Nou, as die
gelykenisse dan nou verborge is. En jy wil dit hê, jy wil weet wat is daai verborgenheid. Is daar iets wat jy moet doen? Dan moet jy gaan soek na daai skat. Jy moet daai skat gaan soek. Met ander woorde, dis in die woord. En ons kan al daai skatte vir julle wys in die woord. Nou ja, nog net laaste, die poorte. Wat beteken 'n poort? 'n Poort beteken soos 'n hek, 'n gate, wat oop en toegemaak kan word. Nou wanneer jy die skat gekry het, kom ons vat 'n voorbeeld, wat die een sal ons vat, die barmhartige Samaritaan. Jy moet kan heers oor barmhartigheid, want kom ons sê, jy het daardie poort in jou, van barmhartigheid, om barmhartig te wees teenoor mense. Maar, jy moet heers oor barmhartigheid. Hoekom? Daar is kere wat God self met mense werk. Mense wat hardkoppig is, wat hardnekkig is, wat dikvellig is. En God moet baie keer met hulle op 'n manier werk om deur te dring tot hulle. En dan kom ek en jy en dan sien ons, ag, die ou kry so swaar, min wetende dat God besig is om hom 'n les te leer. Om hom 'n les te leer. En dan wil jy, die engel sê, then you want to redeem the situation. Dan wil jy gaan en jy wil nou God se werk gaan doen, of die Heilige Gees se werk gaan doen. Ek het nou al vele male hierdie ding gesien, en dit is vir my verskriklik wat gebeur. Mense is in 'n diens, en dan kom die Gees oor iemand, van die gemeente miskien, en dan gaan hy in trane, en nou dit het met my gebeur, toe ek net gered is, ek het verskriklik gehuil, ek weet nie hoekom nie, van blydskap, en wow, ek weet nie, maar ek het vreeslik gehuil. Nou, niemand het toe met my geïnterfereer daai tyd nie, maar ek sien dit. Dan is iemand besig, die Gees van die Here is besig, en hy prys die Here, en hy huil, en die trane loop, en dan gaan iemand, dan wil hulle daai persoon vertroos. Hulle interfereer met die Gees van God. Verstaan julle wat ek sê? As jy moet so op hoogte wees van wat die Gees doen. Want as jy die tempel is van die Heilige Gees, dan sal jy weet, die Gees van God sal vir jou openbaar, of het hy is wat met daai persoon werk, en of jy met jou vleeslike hoogmoed, en wat ook al, wil die saak gaan beredder, as God besig is om met 'n persoon te werk. Jy moet weet, en jy sal weet. As jy nie weet nie, is jy nie die tempel van die Heilige Gees nie. Is harde woorde, maar dis die waarheid. So wees versigtig, as jy sien iemand huil en God is besig met hom, bly weg, laat God die werk doen. Jy het nie nodig om daar te gaan interrupt nie. So, mensies, dit is die hek. Wanneer jy daai barmhartigheid moet toon, moet ek dit terughou, moet ek hierdie hek van barmhartigheid toemaak, en nie uitreik nie, of moet ek uitreik, moet ek hierdie hek van barmhartigheid oopmaak, en gaan help. Maar die Gees van die Here, wat veronderstel is om in jou te woon, sal jou lei in alle waarheid. So prys die Here, tot 'n volgende keer.